Hallo almal, wel ek is terug in Afrikaans. My ma het my versoek ek moet maar bietjie weer Afrikaans praat, so hier is dit nou. Ons praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp dat Jesus, soos ek Sondag in die diens gesê het en in die vorige video wat nou ongelukkig net in Engels beskikbaar is, maar julle verstaan ons Engels. Dat Jesus 'n Nasarener was. Dit het nie beteken hy kom van die dorp Nasaret af nie, want Nasaret het nie bestaan in sy tyd nie. Dat Jesus spesifiek deel was van 'n groep wat bekend gestaan het as die Esseners. Nou die Esseners het die hoofgroep van Esseners het gewoon by Qumran en ons het die ontdekking by die Qumran grotte waar ons al hulle geskrifte vandag kan lees en dit staan bekend as the Dead Sea Scrolls, so jy kan dit gaan Google en dit lees. Maar die Esseners was 3 groepe. Dit was die Esseners self wat by Qumran gewoon het, wat net oos van Jerusalem was naby die Dooie See. Dit was in die wildernis van Judea wat belangrik is, want Johannes die Doper was deel van hierdie groep. Johannes die Doper het ook bekend gestaan as die stem in die woestyn of die stem in die wildernis. Dan was daar die tweede groep. Hulle het vergader by Berg Karmel wat noord van Jerusalem teen die Mediterrane See geleë is. En daar het 'n groep van Esseners bymekaar gekom en 'n village of 'n klein dorpie gevorm en daardie village het wel bekend gestaan as Nasaret. Maar dit is totaal iets anders as die dorp wat ons vandag in Israel het, wat Nasaret is, wat ook noord van Jerusalem is, maar baie ver van die oorspronklike dorpie of village van Nasaret waar Jesus was. Dan was daar 'n derde groep, die Therapeutae. Nou die Therapeutae het in Egipte gewoon en ons glo dat dit is hoekom Josef en Maria met die baba Jesus of jong seentjie Jesus gevlug het Egipte toe sy lewe in gevaar was in Jerusalem, want hulle het daardie mense geken, want hulle was deel van die Esseners wat in Israel in 2 aparte groepe gewoon het, die derde groep dan die Therapeutae in Egipte, en hulle sou vir Josef en Maria en vir Jesus 'n baie goeie en veilige vesting gegee het in die tyd wat hy dit nodig gehad het. Hoekom is dit belangrik om te verstaan dat Jesus 'n Nasarener was? Wat beteken hy het nie van Nasaret afgekom nie, maar hy was deel van die Esseners. Ons sien dit in die leringe of die boodskap wat Jesus bring. Jesus leer in vergelykings. Hy praat van gelykenisse, hy vertel stories sodat die kop besig is met die storie en dat die dieper betekenis van die storie in die hart van die mens kan ingaan. Hy gebruik wonderwerke wat maar net 'n vergelyking is. Dit is eintlik 'n gelykenis in aksie. Dit is waar Jesus demonstreer wat hy deur sy boodskap wil tuisbring. Ons het verlede Sondag gepraat van die wonderwerk van die vermeerdering van die brood. Brood baie belangrik. Maar daar is 'n ander aspek van hierdie Esseners wat ook baie belangrik is, en dit is dat hulle geglo het in 'n lewe van eenvoud en nie soseer armoede nie, maar jy het nie meer besit as wat jy regtig nodig gehad het nie. Johannes die Doper homself het dan ook gesê, mens leef in armoede en jy leef sonder wyn. Hulle was nie drinkers nie. Hulle het nie sosiaal gedrink nie en hulle het hulle weerhou van, soos ons dit vandag ken as wyn, soos 'n Chardonnay of 'n Cabernet Sauvignon of een van daardie lekker wyne wat ons so saam kan geniet. Hierdie Esseners het weggebly daarvan af. Hulle het ook weggebly wat baie interessant was en was baie uitgesproke teen die bring van diere as offerhandes in die tempel. So hulle was nie voorstanders van om bloed te laat vloei, soos die Ou Testament eintlik maar bepaal het nie, wat nogal baie teen die tradisionele reëlings en godsdienstige gebruike van die tyd van die Judaïsme was, hierdie tyd waarin Jesus dan ook geleef het. Nou dit is baie belangrik om te verstaan, want Jesus het nooit 'n offerhande na die tempel toe gebring nie. Jy kan jou evangelies gaan lees van links na regs, van bo na onder, van agter na voor, nes jy wil, jy gaan nie vind dat Jesus ooit 'n offerhande vanuit homself gebring het om in die tempel te kom offer nie. Hy was 'n rabbi.
Hy moes dit eintlik gedoen het. So, hoekom het hy dit nie gedoen nie? Want hy was deel van die Esseners wat nie dit meer gedoen het nie, en daar was 'n rede daarvoor. Jesus het wel een offerande as 'n klein seentjie gedoen, toe die priesters in die tempel vir hom 'n duif gegee het, wat hy dan kon gebruik het as 'n offerande toe hy hulle daar geleer het in die tempel. Hy het nie die duif gebring nie, dit is vir hom gegee en gesê, jy moet dit nou offer. Jesus was ook baie soos Johannes die Doper teen rykdom. Hy het in die tempel ingegaan en ons weet, sweep gevleg, hulle daar uitgejaag, die tafels waar geldvoorskieters gesit het en waar geld geruil is, omgegooi. Dit was 'n tradisie binne in die tempel dat daar geld verhandel is, want onthou die tempel het net die shekel gebruik. Dis die enigste geldwaarde wat in die tempel gegeld het. Die Romeinse ryk aan die buitekant van die tempel het ander geldeenheid gehad. So as die mense wou geld tempel toe bring, moes hulle dit kon verhandel en omsit in die shekel in. En natuurlik het die tempel baie geld gemaak met daardie verhandeling, want hulle het gevra net wat hulle wil. Dis soos modern as jy jou rande wil ruil vir dollars, is dit nogal 'n pynigende ervaring, want die dollar is vandag so sterk en die rand so min werd. In daardie tyd het hulle net gesê die shekel is baie meer werd as die Romeinse geldeenheid, en so het die tempel baie rykdom bymekaar gemaak. Die mense het hulle diere gebring wat hulle moes offer volgens die voorskrifte van die godsdienst van die tyd. Dan die tempelpriesters daardie diere ondersoek en gesê, nee, hierdie is nie goed genoeg nie, jy moet 'n tempeldier koop, hier by die tempel, ons het vir jou die perfekte lam wat jy kan offer, dis soveel shekels, ons moet eers jou Romeinse geld ruil vir die shekel. Dis hierdie dubbelwins, hierdie geldgierigheid wat Jesus teen was, en daarom gooi hy hulle daar uit die tempel uit en maak die tempel skoon. Die tempel was oorgeneem deur die Romeinse ryk. Met die eerste Makkabeense opstand, ongeveer 120 voor Christus, het hierdie Jode opgestaan teen die Romeinse owerheid. Daar was 'n verskriklike opstanding en die Romeine moes bond staan om hierdie spul in toom te hou. Toe dit onderdruk is, toe die Esseners gevlug en hulle het hulle eie groep gaan vorm by Qumran, want die Romeinse ryk het die tempel basies polities oorgeneem. En hulle die tradisionele hoëpriesterfamilie, wat bekend gestaan het as die Zadok-familie, uitgedryf. En alle Zadok hoëpriesters uitgedryf, hulle kon nie meer hoëpriesters word nie. Interessant, Johannes die Doper was 'n Zadok, en hy sou een van die latere hoëpriesters geword het. Hoekom dink julle het hy die Esseners gaan deel word van daardie groep? Want hy is uitgedryf uit Jerusalem uit die tempel, uit die tradisionele godsdienst van die dag, wat oorgeneem is deur die Romeine, want hulle wou beheer hê, sodat hierdie Makkabeer opstand wat uit die tempel uit begin het, nie weer kan plaasvind nie. Dis hoekom Jesus so teen die Fariseërs en die Sadduseërs was, want hulle was ondersteuners van hierdie nuwe familie wat nou skielik hoëpriesters geword het, wat niks te doen gehad het met die tradisionele Zadok-familie nie. So Jesus val aan, en hy hou nie terug as hy met die Fariseërs en Sadduseërs praat en verskil nie. 'n Baie belangrike aspek ook van Jesus se leringe, omdat hy in vergelykings gepraat het, is omdat die Esseners, dit was hulle manier om hulle boodskap te bring. Hulle het van simbolisme gebruik gemaak, simbole om iets te sê, hulle het van vergelykings gebruik gemaak, want hulle kon nie in daardie dae uitgaan en gesê, hey, julle daar in die tempel, julle is verkeerd, ons is reg om hierdie en hierdie rede nie. Hulle moes dit in vergelykings doen, want anders is hulle deur die Romeinse ryk vervolg en is hulle gesien as Makkabeërs. Nou daardie opstand het weer herhaal in 70 na Christus, toe die Makkabeërs weer opgestaan het, en dis die tyd wat die Esseners totaal en al uitgewis is deur die Romeinse ryk, maar ons het hulle geskrifte herontdek in die 1950s, in die Qumran grotte, en ons kan vandag daaroor gaan lees en meer uitvind, hoekom Jesus gesê het wat hy gesê het. So Jesus was teen rykdom. Hy sê ook, dit is makliker vir die kameel om deur die oog van 'n naald te beweeg as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te kom. Nou die oog van 'n naald is nou nie daai naald waarmee ons, klere regmaak nie, en jy weet hoe sukkel jy om 'n garing deur daardie oog van die naald te kry. Ek het my altyd verstom, my ma het sommer net so ting ting en dan sy deur.
Dit was moeiliker vir 'n kameel om daardeur te gaan. Die oog van 'n naald was die opening waardeur slegs mense beweeg het by die poorte van Jerusalem. So in die aand as die poorte toemaak en groot karavane van kamele kon nie meer in en uit beweeg nie, dan kon die mense nog van hierdie klein poort aan die kant, wat soos 'n deur was, gebruik gemaak, baie laag, net 'n mens kon deur beweeg, 'n kameel kon nie daardeur gaan nie. So, dit is waar hierdie sê ding vandaan kom. Jesus sê, vir 'n ryk man is dit moeiliker om in die koninkryk te kom as vir 'n kameel om deur daardie klein openingkie in die muur van Jerusalem te gaan. Hy het die tempel skoongemaak van geldgierigheid en rykdom. Hy het oral gegaan en sy disippels uitgestuur en gesê, moenie bekommerd wees nie, gaan soos julle is, daar sal vir julle gesorg word. Dit was die Esseense manier om dit te doen van die Esseeners. Hulle het 'n gemeenskap gevorm. As jy deel word daarvan, het jy alles gaan verkoop en jy dit gedeel met daardie gemeenskap. En dit is hoekom hulle dan ook groot klem gelê het op die saam eet, wat later uitkom in die laaste avondmaal, wat Jesus saam met sy disippels gehad het voor die kruisiging. Maar voor ons daarby uitkom, hierdie is die leringe wat Jesus geleer het, omdat hy 'n Esseener was. Hy gaan af na die Jordaanrivier toe. Hy gaan besoek sy neef, Johannes die Doper. En hy sê vir Johannes die Doper, jy moet my doop. Jesus weet wie Johannes die Doper is. Hy's 'n familielid van hom. Onthou, hulle almal kom uit die stam van Dawid uit. Hy's 'n familielid van hom. Hy is die een wat na Johannes die Doper toe gaan en gesê, ek vereenselwig my met dit wat jy leer. Johannes die Doper is 'n Esseener. Jesus demonstreer daar dat hy deel is van die Esseeners. En nog steeds is daar baie mense wat dit nie wil glo nie. Paulus, die eerste man wat skryf, die apostel Paulus se briewe is ouer as die evangelies, onthou. So Paulus se briewe is eintlik die eerste Christelike geskrifte wat ons het. Hulle kom al van hier van 40 na Christus af, waar die oudste evangelie Markus in die Bybel is 70 na, is 30 jaar later eers geskryf. So Paulus word in Handelinge 23 beskuldig dat hy 'n hoofleier van die Nasareners was. Paulus is nie in Nasaret gebore nie, hoekom sal hy dan nou 'n Nasarener wees, volgens die tradisionele geloof van die Christene? Hy was 'n Nasarener want hy was deel van die Esseense groep. Hy het oorgeswaai, onthou hy was 'n Fariseer. Na sy Damaskuspad ervaring het hy by die Esseeners gaan aansluit en hy word 'n leiersfiguur onder die Esseeners, want hy het hom ook toe nou vereenselwig met wat Jesus geleer het, die Esseense leer, en met wat die Esseeners geleer het. Jesus Nasarener, Paulus, hoofleier van die Nasarener. Daar is soveel bewyse dat Jesus 'n Nasarener of 'n Esseener was en niks te doen het met die dorp Nasaret nie. So dit bring ons by die laaste avondmaal, want dit is belangrik, maar een van die belangrike aspekte van die Esseeners was dat hulle het nie alkohol gebruik nie, veral nie op sosiale vlak nie. Nou, die woord wyn wat ons in Afrikaans het, en ek wil jou terugvat na die Engelse woord wine, want daar kan jy dit baie mooi sien. Die oorspronklike woord in Hebreëus is yayin. Nou, die Hebreëus hier is belangrik en nie die Aramees nie. Ons kyk altyd na die Aramees want Jesus het Aramees gepraat, maar hier is die Hebreëus baie belangrik want ons het hier te doen met die reëls van die Talmud. Nou die Talmud is die kombinasie en die wette van Israel. Alles geboekstaaf, die mondelingse tradisie en die skriftelike tradisie staan bekend as die Talmud. Nou die Talmud is in Hebreëus en die Talmud bepaal wat is die voorskrifte tydens sekere rituele binne die geloof. En een van die voorskrifte is dan rondom wyn en dan word die woord yayin gebruik. Oin in Grieks, vino of vinum in Latyn en dan wine of wyn in Afrikaans en in Engels. Ons kan nie hier soos tradisioneel in die Hebreëse taal die konsonante gebruik nie, want ons het 'n oorloop. Hebreëus is 'n semitiese taal. Grieks, Latyn, Engels, Afrikaans is westerse tale. Hulle gebruik nie die inherente betekenis van die konsonante soos die Hebreëus nie. So ons kan nie daar gaan uitvind wat het hierdie woorde eintlik in gemeen nie, maar hulle het iets besonders in gemeen. Yin, oin, wien, wine, wyn, jy hoor daai stem. Die stem van al hierdie woorde is dieselfde, die I klank, en dit is wat vertaal word.
dis verskriklik. Dis wat ons vertaal. Die stem van die woord Yahin. Niks te doen met die innerlike betekenis van die woord Yahin in Hebreëus nie. Nee, ons vertaal die klank. Dit klink soos wyn, dit klink soos wine. Jy hoor die ooreenkoms. So as ons die woord wyn of wine in Engels hoor, dan dink ons dadelik aan daardie lekker drankies wat ons drink, die Chardonnays of die Cabernets of wat ook al die geval mag wees. Maar Yahin in die Hebreëus het twee betekenisse gehad. Dit het gefermenteerde en ongefermenteerde sap van druiwe beteken. So dit is eintlik druiwesap, gefermenteerd of ongefermenteerd. En die reëls in die Talmud, wat jy in die Talmud kan gaan lees, as jy Hebreëus kan lees, is dat die eerste 3 dae nadat die sap van die druif uitgepers is, vir 3 dae lank is dit gesien as druiwesap. En dan na die 3de dag begin dit te fermenteer. Onthou, dit is 'n warm area, so daai fermentasieproses gaan vinnig gebeur. En na die 3de dag word dit dan gesien as gefermenteerde sap. Nog steeds Yahin genoem. Ons vertaal dit al twee die gevalle met wyn wat totaal en al verkeerd is. So as die Esseners sê hulle gebruik nie wyn nie, bedoel hulle gebruik nie wyn of druiwesap wat ouer as 3 dae is nie. Hulle drink dit nie sosiaal nie, hulle gebruik dit nie in hulle seremonies nie. Hoekom nie? Want die Talmud het bepaal dat enige godsdienstige seremonie of enige godsdienstige fees mag jy Yahin gebruik, maar die ongefermenteerde Yahin wat nie ouer is wat 3 dae is nie. So nou kom Jesus by sy eerste wonderwerk en hy verander wyn, of althans hy verander water in wyn. En dan kom die gasheer en hy sê, wow, wat 'n fantastiese wyn, waar het julle dit wegsteek? Want die gebruik tydens die bruilof was dat die gaste het eintlik maar hulle eie Yahin gebring. En ek gebruik Yahin omdat dit nie ons wyn is nie. Dit is die Yahin van die Hebreëse mense. Nou kom party mense daaraan met vars Yahin, 3 dae of jonger. En ander het gou daarvan die rak af Yahin gegryp, en dit is nou al 'n bietjie so 5 dae oud. So die paartjie het nou nogal bietjie van wyn en sap, Yahin, gefermenteerd en ongefermenteerd gehad. So hulle het dit gedrink. Toe kom Jesus en hy verander die water in die wyn, en die gasheer kom en sê, hierdie is die heel beste. Hoekom is hierdie die heel beste? Dit is die varsste. Dit is onmiddellik beskikbaar, dis daar, dis geskep. Met ander woorde, dit is baie jonger as die lyn wat getrek word op 3 dae. Dis vars druiwesap. Dit is in die Hebreëse taal Yahin, maar in ons Afrikaanse taal moes dit gewees het, Jesus verander water in vars druiwesap, 3 jonger as 3 dae. Dit sou 'n korrekte vertaling gewees het. En dit maak 'n geweldige verskil as ons dan by die laaste avondmaal kom. Nou vir die Esseners was hierdie gemeenskaplike ete saam, was 'n ritueel. Dit was hoe hulle voorberei het om daarna saam in aanbidding of in studie of in gesprek in te beweeg, soos ons sal miskien noem die erediens of wat ook al die geval sou gewees het. Nou omdat dit in hierdie voorbereidingsfase is, het die reëls van die Talmud gegeld. So die Yahin wat hulle gebruik het tydens hierdie kommuniale of gemeenskaplike etes was vars. Dit moes jonger as 3 dae gewees het, want onthou die Esseners het nie wyn gedrink nie. Hulle het nie gefermenteerde druiwesap gedrink nie. Dit was teen hulle beginsels. So as Jesus en sy disippels bymekaar kom, wat hulle daardie aand gebruik, moes Yahin ongefermenteerde vars druiwesap gewees het. Want Jesus as 'n Essener, as 'n Nasarener, sou nie wyn aan sy disippels gegee het op die laaste aand en vir hulle gesê het, ag, ons gooi nou al die reëls en regulasies by die venster uit, nou het ons 'n lekker party. Glad nie. Dit was 'n ernstige gebeurtenis, dit was voor die kruisiging, hulle het geweet wat kom, daar's groot moeilikheid in die lig. Hierdie Nasarener wat so uitgesproke was teen die Fariseërs en die Sadduseërs, was eintlik iemand wat soos die Makabeërs opstand begin reël het, en hulle wou hom doodmaak, en hulle het hom doodgemaak, as gevolg van dit. So hierdie laaste avondmaal, hierdie laaste gemeenskaplike bymekaar kom,
was binne die tradisie van die Esseners. Dit was 'n baie ernstige gebeurtenis en daar het hulle ongefermenteerde druiwesap, jayin ongefermenteerde wyn gebruik. Dit gooi nogal baie lig op ons tradisies binne die Christendom wat ons sommer net so as vanselfsprekend aanneem. Jy weet ons drink 'n sekere wyn, maar die alkoholinhoud is so hoog dat dit nie sal kieme versprei nie en al daardie goed wat ons daaraan koppel. En eintlik is ons heeltemal verkeerd. Eintlik het ons maar die storie agter die storie nie geken nie. Ons weet nie waar dit vandaan kom nie. En hierdie openbaar vir ons wie Jesus regtig was, waarvoor hy gestaan het as 'n man wat geleef het met sober gewoontes, nie aan rykdom geglo het nie geglo het aan geldmakery ten koste van ander mense nie bloed offerhandes gebring het nie. En dit is nog 'n baie belangrike aspek waarna ons in die toekoms gaan kyk. Ek hoop julle het hierdie inligting baie geniet. Sien julle volgende keer.